Goeiemôre aan elkeen, baie welkom vanoggend by hierdie geleentheid. Ons is saam in liefdevolle herinnering aan Stefanus Lourens Rautenbach, gebore die 1 Oktober 1937, oorlede 22 Junie 2025. Dis met 'n swaar hart dat ons vanoggend hier is en om afskeid te neem van hom Lorrie, of meneer Lorrie, soos die meeste van julle hom geken het. Elkeen van ons met ons eie herinneringe, ons eie belewennisse, ons eie emosies van verlies. Vir baie van ons was hy nie alleen net 'n uitstekende onderwyser gewees nie, maar hy was ook 'n lewensvormer, 'n mentor, 'n gids, 'n vriend. Iemand wat nie maar net in die klaskamer 'n klomp lesse geleer het nie, maar iemand wat met wysheid geleef het. Iemand wie se lewe op sigself eintlik 'n leerskool was. Sy lewe het 'n geweldige impak gehad, 'n invloed op baie mense. Ons sien dit ook met ons saamwees vanoggend hier. Op elkeen van ons wat hier is, maar ook baie ander wat nie vanoggend hier kan wees nie. En ja, ons is hier om Lorrie se nagedagtenis te eer, maar ons is ook hier om bo alles by die Here te gaan sit wat ons weet ook om Lorrie geken het. Om Lorrie te eer vir sy geloof, om in ons hartseer en in ons verlies, al die herinneringe wat ons het, draai ons na God toe en sy woord vir troos en bemoediging. Want dis my gebed dat die Here vir julle, Tannie Marianne, vir julle as vriende, kinders, familie, en vir almal van u as vriende van oom Lorrie, dat die Here vir julle sal vashou ook in hierdie tyd en dat hy vir julle sal troos, self deur sy woord en deur sy gees. Ons gaan stil word vir die Here en daarna gaan ons 'n loflied sing. Kom ons raak stil voor die Here. Na u Here kyk ek op, u wat in die hemel woon. Kyk, soos die oë van 'n gerig is op die hand van hulle eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here, ons God, totdat hy ons genadig is. Dis die gebed van ons hart, Here, soos die digter van Psalm 123, wees ons genadig, Here. Wees ons genadig. Amen. Die Here groet elkeen van ons, genade, barmhartigheid, vrede. Kom ons sing 'n lied saam waarin ons die Here loof vir sy goedheid, vir sy teenwoordigheid, wat ons ook in die natuur daar buite kan sien en beleef. Die feit dat sy seun mens geword het in ons gebroke wêreld om dit te kom heel maak. Kom ons staan en dan sing ons lied 464, o Heer my God.
Ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 25 en in ons nadenke daaroor en selfs in die lees daarvan sal u baie hoor wat 'n besondere Psalm juis ook vir ons saam wees hier vanoggend. 'n Psalm waarin ons op 'n manier die geheim van Dawid se lewe leer ken. Dawid, 'n man na God se hart. En dit is van God se lewe. Kom ons lees Psalm 25. Die van u wat die Bybel het, sal jy nou sien, daar's 'n snaakse lettertjies daarso. Ek gaan hulle nou nie elkeen lees nie, ek gaan net die teksgedeeltes lees. Ek sal net daarna toe terugkom. Na u Here hunker ek. My God, op u vertrou ek. Laat my tog nie beskaamd staan nie. Laat my vyande nie oor my jubel nie. Ja, niemand wat op u wag sal beskaamd staan nie. Maar hulle wat sonder rede ontrou is, sal beskaamd staan. Here, maak u paaie aan my bekend. Leer my u weë. Lei my deur u waarheid. Leer my wat u is, want u is die God wat my red. Op u wag ek die hele dag. Dink aan u barmhartigheid en u troue liefde, Here, want dit is van altyd af daar. Aan die sondes van my jeug en my oortredinge moet u nie dink nie. Dink aan my in u troue liefde, omdat u goed is, Here. Die Here is goed en reg en daarom leer hy sondaars die pad. Maar hy mag hy verdruktes lei in wat reg is, maar mag hy hulle sy pad leer. Al die paaie van die Here is troue liefde en waarheid vir hulle wat hou by sy verbond en sy bepalings. Terwille van u naam, Here, vergewe my sonde skuld, want dit is groot. Wie is die mens wat vir die Here ontzag het? Die Here leer hom die pad wat hy moet kies. Sy lewe verloop voorspoedig en sy nageslag sal die land besit. Die Here neem hulle wat vir hom ontzag het in sy vertroue en sy verbond is daar om hulle te onderrig. My oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. Draai u na my en wees my genadig, want ek is eensaam en magteloos. Die benoudheid van my hart is oorweldigend. Lei my uit my kwelling. Sien tog my ellende en my swaar kry raak en vergewe al my sonde. Kyk na my vyande. Kyk hoe baie hulle geword het en hoe fel hulle my haat. Beskerm tog my lewe, red my, laat my nie beskaamd staan nie. Want ek skuil by u. Mag onskuld en opregtheid oor my wag hou, want ek wag op die Here. Bevry Israel, o God, van al sy benoudheid. Dan die hele gedagte oor hoekom ons ook by Psalm 25 hier is vandag, veral dan vers 12. Wie is die naam, of wie is die mens wat vir die Here ontzag het? Die Here leer hom die pad wat hy moet kies. Psalm 25, ek het nog nooit uit Psalm 25 uit gepreek hier, en dis eintlik jammer, dis 'n wonderlike gedeelte, aangrypende teks. Psalm 25 is een van 9 sogenaamde akrostiese psalms in die Bybel. Ons sou dit ook kon noem alfabet psalms, want elke letter elke versie begin met die letter van 'n opeenvolgende letter van die Hebreëse alfabet. En daarom, dis die syfertjies in die goed wat daar langs aan staan. Dit was 'n manier van leer, 'n leertegniek.
wat 'n onderwyser of 'n leermeester gebruik het om belangrike waarhede te leer. Deur assosiasie, soos wat baie onderwysers en studente vandag nog sulke tegnieke gebruik. Maar dit is egter baie meer as net 'n leertegniek. Hierdie besondere struktuur van die Psalm met sy A tot Zaf of Alef tot Taf is 'n struktuur wat vir ons iets sê van volledigheid, 'n simbool van heelheid, volheid, volledigheid. Dit omsluit 'n mens se hele lewe. Maar is dit nogal opvallend as ons hierdie Psalm lees, Psalm 25, dan is hierdie alfabet Psalm van Psalm 25 is 'n gebroke alfabet Psalm. Daar's 2 letters wat weg is, wat nie daar is nie. En dit is waarskynlik met opset weggelaat. Om dalk iets van die gebrokenheid, die swaar, moontlik sonde, wat so dikwels die andersins harmonieuse loop van die lewe de mekaar maak, versteur. Daarom is dit dalk met opset dat daar van hierdie letters weg is. Want ons lewens is nie altyd so mooi in lyn soos die ABC nie. Daar is maar 'n paar letters missing. Met hierdie Psalm bring Dawid sy hele wese van Alef tot Taf, of soos ons sou sê, van A tot Z. Ja, selfs ook daardie donker kolle van sy lewe, bring Dawid in gebed na God toe. In totale oorgawe aan hom. Psalm 25, dis 'n diep persoonlike Psalm. As 'n mens dit lees, dan voel jy amper jy klim in Dawid se hart in elke versie wat hy hier sê. Dis in 'n tyd geskryf waarin hy baie duidelik dit met hom nie so goed gegaan het nie, en dat daar 'n geweldige klomp uitdagings en bedreigings van buite was, vyande wat sy lewe gesoek het. Maar dan vind hy ook bemoediging, troos by God. Die Psalm nooi dan ook vir elkeen van ons vanoggend hier uit, dat ons met vrymoedigheid en met oorgawe ook ons hele lewe, A tot Z van ons lewe, ons vreugdes, ons hartseer, ons herinneringe, ons foute, ons hoop, ons dankbaarhede, dit alles na God toe sal bring, eerlik in gebed voor die Here sal uitstort. Dit is 'n kragtige uitdrukking van opregte geloof, Psalm 25. Van ware nederigheid, van 'n begeerte om God se pad te bly loop, 'n behoefte aan vergifnis, 'n behoefte om God se wil volledig te doen. Mense sou dit 'n A tot Z handleiding kon noem van hoop, of 'n A tot Z handleiding van geloof, 'n A tot Z handleiding wat vir ons riglyne gee van hoe lyk 'n lewe wat saam met God geleef word. Hoe lyk 'n geseënde lewe in God se teenwoordigheid? 'n Lewe op God se pad, 'n geseënde lewe op God se pad, kom leer hierdie Psalm vir ons. Dit sluit 'n klomp dinge in, en ek kan nie onmoontlik vanoggend by julle almal uitkom. Dis die lewe van vergifnis, 'n lewe uit vergifnis. Ons hoor hoe Dawid hier 'n paar keer vir die Here pleit, hoe bewus is hy van sy skuld voor God en sy sonde, en hoe hy by die Here vra, Here, moenie aan my sondes dink nie. Dink eerder aan u liefde en u barmhartigheid en u trou. Here, vergewe my sondes. Ons hoor ook iets van 'n geseënde lewe. Die lewe op die pad van God is 'n lewe met integriteit. Vers 21 wat Dawid vir die Here bid en vra,
onskuld en opregtheid, dat dit oor hom die wag sal hou. Dat hy 'n lewe van integriteit sal leef. Ek wil net op 3 van hierdie groot temas in die Psalm stil staan. 'n Geseënde lewe is primêr 'n lewe van vertroue. Om te vertrou beteken tog om op iets anders of iemand anders te steun. Alles hang af van die betroubaarheid van dit waarop jy jou vertroue stel. 'n Mens staan of val by dit waarop jy jou vertroue stel. En daarom is God alleen, eintlik mos nou maar die enigste op wie 'n mens werklik kan vertrou. Dinge, mense, hulle stel ons een of ander tyd teleur. Maar God is ten diepste betroubaar in elke opsigte. En Dawid weet dit, en daarom hoor ons hoor dit sommer in die eerste vers, wanneer Dawid sê, vir die Here dit sê, na U Here hunker ek. Letterlik staan daar, ek lig my siel op na U Here. My God, op U vertrou ek. Dawid gee sy hele wese in God se hand, en hy vertrou God daarmee. Dis nie maar net 'n gebed nie. Dis reg 'n geloofsverklaring. Dis 'n daad van totale oorgawe aan God. Om te vertrou beteken natuurlik, dit beteken nie dat altyd alles maklik gaan verloop nie. Inteendeel, Dawid het in sy lewe geweldig baie teenstand beleef. Uitdagings, bedreigings, hy het dit geken. En ons sien dit ook in die Psalm, ons hoor dit. Hier sprake van ontrou mense, hier sprake van sonde, van oortredings, van verdruktes, van 'n vangnet wat hy moet mistrap. Hier sprake van benoudhede en kwellinge, van ellende en swaar kry en van vyande. En in die aangesig van dit alles, in die aangesig van hierdie uitdagings en onsekerhede, kies Dawid om sy hart op God te rig. Want om te vertrou beteken tog presies dit. Om te bly vashou aan God se troue liefde, selfs wanneer die pad vir jou donker is en jy nie noodwendig die uiteinde sien nie. Selfs as ons nie altyd die antwoorde het op ons vrae nie. Laat ons daarom ook vanoggend in ons hartseer en in ons verlies, laat ons harte na God toe rig. In die volkome geloofsvertroue voor hom uitstort. In die wete hy sal sorg. Hy ken ons. 'n Geseënde lewe, so leer die psalmdigter ons. En dis vir my die mooiste een, juis vir ons vanoggend hier. 'n Geseënde lewe is 'n lewe van leerbaarheid. Is iemand met 'n leerbare gees. As mense hierdie Psalm lees, ek weet nie of dit die prentjie is wat in u kop gekom het nie, maar juis ook in ons nadenke oor vanoggend. Prentjie wat in my kop opkom as ek Psalm 25 lees en die hele Psalm oorheers, is dit is van 'n man, 'n leermeester, 'n onderwyser wat in gebed by die voete van die Here sit, soos Maria in Markus 10 of in Lukas 10 altans. En vir die Here vra, Here, onderrig my. Onderrig U my. 'n onderwyser, 'n uitstekende onderwyser, wat ander probeer leer, maar wat in afhanklikheid van God, by God, as sy groot leermeester, stil word en vir die Here sê, Here, ek weet te min, ek verstaan te min, ek is maar 'n eenvoudige sondaar mens,
leer U my. Leer my U pad, die pad wat ek moet loop. Leer U my U weë. Ek wil luister. Wysheid, so leer die spreker ons, begin by die ontzag vir God. Ontzag vir God. Om dit te hê beteken om te erken dat 'n mens nie die middelpunt van die heelal is nie. Ontzag vir God bring 'n vanpaste nederigheid by 'n mens. Dit maak jou leerbaar. Want God onderrig ons, sê die vers hierso. Hy sê in vers 12: Wees dan die mens wat vir die Here ontzag het. Die Here leer hom die pad wat hy moet kies. Sy lewe verloop voorspoedig. En hoor dan, dit rol ook uit na nog groter kringe. Sy nageslag sal die land besit. Ons wat hier is as ware teken daarvan, van 'n man wat dit gedoen het. Dan die wonderlike versie, vers 13. Weet nie of jy dit gehoor het nie. Die Here neem hulle wat hom ontzag het, in sy vertroue, en sy verbond is daar om hulle te onderrig. God neem 'n mens in sy vertroue, om vir wie hy ontzag het. As ons waarlik wyse mense wil wees, en as wyse mense 'n geseënde lewe in hierdie wêreld wil leef, as saam met God wil leef, op God se pad wil leef, dan moet ons voortdurend studente van God en sy woord bly. Bereid wees om deur God geleer te word, met ons ontzag vir die Here en vir sy wil vir ons lewe te leef. 'n laaste gedagte is die gedagte dat 'n geseënde lewe is 'n lewe van hoop. Dis opvallend om te sien wat 'n groot rol die woordjie wag, en dan veral om te wag op die Here, en veral die klaagpsalms in die Bybel speel. Hierdie wag is nie maar sommer 'n passiewe agteroor sit nie. Dit beteken om te lewe met verwagting, met hoop. Dis hoop en verwagting, dis die grond. Dis gegrond in die wete dat God getrou is. Ja, dat hy getrou is selfs in die dood. En daarom bely Dawid daar in vers 3, hy sê, niemand wat op U wag, sal beskaamd staan nie. Vers 5, op U wag ek die hele dag. Vers 21, want ek wag op U. Ek wag, hy wag met die wete dat God hom nie sal beskaamd laat staan nie. Hy wag met die wete dat God hom sal uitred. Hy wag vir God se hand in sy lewe. Die digter in alles is bewus van die feit dat hy's 'n sondaar mens. Ons hoor dit oor en oor. 'n Sondaar mens wat God se vergifnis en God se leiding in sy lewe nodig het, maar hy weet, ek kan dit nie verdien nie. En daarom beroep hy hom op God. Reg deur die Psalm, op God se karakter, op wie God is. God en God alleen is die bron van alles waaroor hy in hierdie Psalm bid. God en God alleen. God se betrokkenheid by die mens, God se vergifnis aan die mens, lê gegrond in sy barmhartigheid, in sy troue liefde, in sy genade,
in die feit dat hy goed is. God se betrokkenheid by ons lê in die hart van die feit dat God goed is. Daaraan kan ons vashou in 'n dag soos hierdie. God is goed. Waar beter sien ons God se karakter van liefde en barmhartigheid en genade so mooi soos in die lewe en die sterwe van die Here Jesus. Veel beter as wat Dawid dit ooit geken het, of kon sien, of kon hoop. Nie net in sy lewe nie, maar ook in die lewe hierna. Ons het 'n hoop. Ons het 'n vaste anker, onbeweeglike anker, so sê die skrywer van die Hebreëse teks, waarin ons kan vashou, waaruit ons kan leef. Ag, nou het ek nog nie eers geraak aan die wonderlike vooruitsig wat u en ek as kinders van die Here mag hê nie. Op grond van hierdie hoop nie. Die wonderlike vooruitsig wat ons kan hê, dat wanneer ons lewe hier op aarde eindig, verby is. Jesus, ons hoop, wat vir ons plek voorberei het in sy Vader se huis. Daaroor kan ons nog met mekaar lank praat. Ons eer vandag die nagedagtenis van oom Lottie, die voorbeeld wat hy vir ons elkeen gestel het. Maar ons doen dit met die wete, dat die grootste les wat oom Lottie vir ons in sy lewe moes geleer het, is die feit dat hy geweet het waar sy hulp vandaan kom. Die feit dat hy geweet het en daarom daagliks by die voete van die Here gaan sit het en by die Here gevra het, leer my, onderrig my. Ons glo, dit was die hart van oom Lottie, die geheim van sy lewe. En daarom, soos Dawid in Psalm 25, dat ons met gebed na die Here toe kan gaan, deur die Here geleer te word en geonderrig te word. Een my hoop, ons troos vanoggend by hierdie geleentheid, lê juis hier. Nie in die wonderlike mens wat oom Lottie was nie. Hy was. Maar ons troos en ons bemoediging en ons hoop lê in God. Die God wat oom Lottie ook geken het. Die barmhartige, troue God. Die een wat nie sal toelaat dat iets of iemand ons uit sy hand uitruk nie. En daarom dink ek is die uitnodiging van Psalm 25 vir elkeen van ons vanoggend. Aanvaar hierdie uitnodiging. Om met vrymoedigheid, met oorgawe, met totale geloofsvertroue, u lewe, u vreugdes, u hartseer, u herinneringe, u foute, u hoop, u dankbaarheid, u alles in gebed eerlik en regheid voor God uit te stort. Hemelse Here, baie dankie vir 'n wonderlike teks waarin ons vanmôre sou kon saam wees. Here, dat ons ook hier by u voete kan sit en by u kan leer. Here, dankie, dit is met dankbaarheid 'n groot verlies in ons hart, maar met dankbaarheid dat ons ook terugdink aan oom Lottie se lewe. 'n Lewe waar ons so baie kon leer van die lewe, van integriteit, van geloof. Dankie Here dat ons ook kan weet, dat hy het geweet waar sy krag vandaan kom. En dat sy stilte tyd saam met u elke dag vir hom 'n kosbare geleentheid was. Daarom Here, daarom weet ons, is ons hier. Ons eer u vir oom Lottie se geloof.
en die wyse waarop hy as kind van U geleef het. Help vir ons elkeen, dat ons ook daar dieselfde geloofsvertroue sal hê in U. En ook ons hele lewe in U hand sal oorgee, soos die digter van Psalm 25. Here, ons bid, dat U vir ons elkeen sal bywees in elkeen se verlies, sal troos, bemoedig, versterk. Dankie, dat U vir ons beloof, dat U ons nooit alleen los nie. Ons loof U, prys U naam vir U goedheid. Amen. Ek wil hê ons moet staan, dan gaan ons saam die tweede lied sing, soos wat hy aangedui is, lied 602, ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom maar weer sit. Dit was die wil van die Here om op 22 Junie 2025 van ons weg te neem, ons geliefde Lori Rautenbach, in die ouderdom van 87 jaar. Hy het die goeie stryd gestry, hy het die wenstreep met durf bereik, hy het met die geloof eindtyd behou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir hom, die lewe by God. Ons dank God en eer hom vir hierdie blywende voorbeeld en nagedagtenis. Marianne, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Drieke, ek gaan Kaan geleentheid gee vir jou vir 'n huldeblyk. Dominee John, ek wil eers van die geleentheid gebruik maak om vir jou baie dankie te sê. Wanneer dankbaarheid uit die hart kom van 'n kind van die Here, dan is dit anders gewortel. En die dankbaarheid wat die Rautenbach familie vanmiddag vir jou wil gee, is gewortel in die wese dat hulle kinders van God is. Dankie dat jy as kind van God en herder van hierdie gemeente, hulle as familie gelei het. Hulle gedra het, saam gebid het, saam getreur het. Ons dank U vir U groot taak en ons bid U die Here se rykste seën toe. Op 1 Oktober 1937 klap die perdehoewe anders in Cornelia. Dit is 'n oortuigende pronk, want Mike en Rina Rautenbach se oudste seun, Laurie, is gebore. Op Springbok Laagte, waar oupa en ouma Rautenbach gewoon het, is die koolgaanse se vlug 'n eskadron van trots om hierdie geboorte te bevestig. Alles is perfek. Die klein dorpie Cornelia aan die Oos-Vrystaat is Laurie se tuisdorp. Sy grootword dorp, sy sub A dorp.
As plattelandse kaalvoet seentjie trap hy en maatjies messelspore van groot onthou in Cornelia. Die handelsmerk van die klere daardie tyd was kakiebroek en hemp. Nou sal mens dit die boerboel klere reeks kan noem. Hierdie kakiebrigades was nie deur klere gedefinieer nie. Hulle was gepantser eerder met boerboelgene wat vir niks geskrik het nie. Sterk en onverskrokke was hulle besig om paadjies van nostalgie te lê en karakter te bou. Die Hoër Volksskool Heidelberg het Lorrie vir akademiese uitmuntendheid geskool, waar hy op 16-jarige ouderdom matriek geslaag het. Hy studeer BA Tale aan die Universiteit van Pretoria. Hy verwerf sy HOD buitemuurs. Met latere studies, ook buitemuurs, verwerf hy honneurs in Duits en ook in honneurs in geskiedenis. In 1968 ontvang hy 'n studiebeurs van die Goethe Instituut in Duitsland, waar hy verder studeer en ook klas gee. Hy was 42 jaar in die staatsdiens as onderwyser, lektor en adjunkhoof op Frankfurt. Dit is alles merkwaardige prestasies. Maar ek wil byvoeg, dit is duidelik dat hy nie in die laaste jare in die staatsdiens gewerk het nie. Dit sou darm heel anders gelyk het. Storms van hartseer het ook 'n paar spoelklippe in Lorrie se lewe gerol. Toe die donder weer sy donker kleure oor die Oos-Vrystaat span en die massa water van die skoonspruit op Cornelia, Lorrie se boetie Freddy wegspoel hemel toe, het Lorrie verander. Hy was 10 jaar oud en Freddy 9 jaar. Ek was nog nie eens gebore nie. Maar die mense wat weet sê, dit was amper of Lorrie se gene verander het. P.G. Du Plessis vertel in sy boek, het Olifante Ellenboe, van hierdie gebeurtenis. En beskryf die hartseer van stikkend wees, so skerwe wat rondlê en nêrens inpas nie. Amper iets soos nooit herstel. Daar staan egter 'n 10-jarige seun uit die modder langs die skoonspruit op en gee later in sy lewe betekenis aan so baie kinders wat sy pad kruis. As opvoeder, mentor, vriend, pa en oupa. Met Lorrie se afsterwe het die sosiale media se huldeblyke gegons. Ek deel graag 'n paar met jou. Jy kry onderwysers en dan kry jy goeie onderwysers. En dan kry jy meneer Lorrie. Hy was 'n rolmodel. 'n Man wie se naam met respek en liefde uitgespreek word. Iemand wie se stem, passie en eksentrisiteit vandag nog in ons harte leef. Sy klaskamer was nie net 'n plek van akademie nie, maar 'n ruimte van ontdekking, van lag, van liefde vir die taal, jou trotse geskiedenis, gesprekke van reg en geregtigheid en soms selfs net stiltes wat gespreek het van respek. Jy was 'n kollega, maar definitief ook 'n mentor. Leerders se skatkiskamers is steeds gevul met Afrikaans en Duitse skoolboeke wat hulle vir 25 en 30 jaar nog nie kon weggooi nie. Hulle gebruik dit om hulle kinders te leer. Ons is as volwassenes ryker mense omdat meneer Lorrie ons onderwyser was. Hy het ons geleer daar is dinge wat swaarder as goud weeg.
Van grammatika het hy ons geleer, maar van eerbied baie meer. Sy entoesiasme was aansteeklik. Sy kennis was indrukwekkend en sy toewyding inspirerend. Dissipline was ononderhandelbaar. Hy kon lekker lag en ons saam met hom lag, maar hy kon ons ook laat dink, diep dink. Sy opmerkings onder aan jou opstel was 'n prosa werk op sigself, wat ons altyd baie graag wou lees. Ek sien in my verbeelding die kadette wat op die skoolterrein met militaristiese presisie beweeg, onder leiding van hulle kierts reg op pelotonsersant. Dit is voorwaar 'n skouspel. Dit was egter nie 'n toneel wat Lorrie geregisseer het nie. Dit was sy eie leeflesse wat hy met passie en deernis in elke leerder se menswees ingeplant het. Wat het dan hierdie saadjies laat groei? Laurie se volgehoue vertroue in elke mens se potensiaal en sy geloof in God. Laurie het dit wat hy geleer, gekry, ervaar, uit genade ontvang, gebruik. Hy het dit alles uitgedeel. Hy wou hê jy moet weet, jy moet ervaar, jy moet sukses behaal, jy moet leer om te gee. Sy hande, sy hart en menswees was nie in verwaandheid en intelligensie toegesluit nie, maar dit was 'n praktiese uitleef van 'n goddelike opdrag van omgee. Mariaan het vir 57 jaar langs hom gestaan. Met haar eie presisie en toewyding het sy Lorrie gedien en sy persoonlikheid gekomplimenteer. Sy het presies geweet wat hy dink, hoe hy sekere dinge sou beleef en wat hy nie kon verdra nie. Maar sy was die een wat die pantoffel uitgehaal het om die kinders te tugtig, wanneer Lorrie se hart eerder wou gesels om die saak aan te spreek. Igmar en Elna, vir 'n beter voorbeeld van goeie karakter, boerseun wees, pa wees, mens wees, kon julle nie vra nie. Hy het altyd met soveel trots van julle gepraat. Sy nuwe kinders, Jolandi en Rousseau, en sy kleinkinders, Simon, Mika, Inge en Miller, het elkeen 'n spesiale plek in sy lewe gehad. Hy het voortdurend vir julle gebid. Hy was nooit blind vir foute of uitdagings nie, maar hy was eerste daar om te help. Met geloof in God het hy elke saak benader. In julle gedagtes speel baie verhale van goeie tye op Springbok-laagte af. Pa Lorrie met 'n melkkannetjie in die hand, wat vir die aarde en diere so lief is as vir sy eie mense. Want God het dit geskape en dit moet met respek bestuur word. Die kuiers in Roestraat saam met vriende, waar hy veral vir die dogters gewaarsku het en die seuns vermaan het, dat jakkals verander van hare, maar nie van snare nie. Nog 'n oud leerder beskryf hom met Annetjie Krog se woorde. Dit vat iets van hom vas, van hoe ons hom sal onthou. Jy staan voor ons in die klas by jou tafel, by jou moedertaal, by jou boeke en jou tas. Jy staan voor ons soos 'n klein Jerigo, en al het jy wagters in al jou torings, bly daar 'n Rahab in jou. Jy bly sterk. Jy sal nie kla oor jou lot, want Malherbe is jou Here en Tosjes jou God.
Lorrie was 'n fyn waarnemer met 'n groot persoonlikheid en 'n klein hartjie van omgee. Sy kreatiewe siel het mense se harte oopgesluit en hy kon op grondpaaie of snelweë in enige mens se hart instap. Op 22 Junie 2025 is daar vrede en rustigheid op Lorrie se gesig, waar hy met toe oë op die Here wag. Dit is amper kontrasterend van sy lewe, waar hy altyd penregop met oop oë op elke dag gewag het, gereed om te leef. Hy het die wedloop voltooi. Ons weet hy het die geloof behou. Sy taak op aarde is afgehandel. Sy lewe, vir ewig by God, is nou gereed. Lorrie, jy het God verheerlik deur jou lewe, en God het jou waardig gemaak, maar nou het hy jou opgeroep. Die perde struikel nou deur die slaggate in Cornelia, en die koolganse kan dalk 'n bedreigde spesie word. Maar dit is nie nou van belang nie. Aan God die eer vir 87 jaar, 8 maande en 22 dae wat hy Lorrie op aarde geleen het. Lorrie se liefde en respek vir sy Skepper, sy taal en sy mense het op ons afgesmeer. Nie een van ons sal ooit kan sê, ek het nie geweet nie. Want as jy Lorrie Rautenbach geken het en nie geweet het nie, dan wou jy nie weet nie. Jy sal dan by die voete van die Here gaan sit, sodat God jou kan leer. Want die Here neem hulle wat vir hom ontzag het, in sy vertroue. Lorrie Rautenbach, my neef, ek sal leer jou. Baie dankie, Lisa. Ek van namens die familie wil ek die volgende bedanking hanteer. Ek gaan dit net so voorhou, soos wat ek het ontvang het. Aan ons Hemelse Vader, dankie dat U vir Lorrie vir soveel kosbare jare aan ons geneem het. Lorrie was geseënd met 'n kleurvolle lewe, goeie gesondheid en oorvloedige genade. Maar die ander kinders spreek graag 'n opregte dank uit teenoor die volgende persone en instansies. Dr. Holly, vir jou professionele sorg, getroue huisbesoeke en dat jy saam met die familie die tweede middelboek gestap het. Jou vriendskap was by Holly van onskatbare waarde. Baie dankie ook vir jou, Dr. Holly. Dan Rinland Kliniek, aan Petra Atria en haar personeel, baie dankie vir die respek en liefde waarmee julle ook vir Lorrie versorg het en wanneer hy in die kliniek was. 'n Spesiale broederkant van dank ook aan Suster Marianne en Wilma vir julle bystand toe ons vir Lorrie die laaste keer verskoon. Baie dankie aan Rinland. Dan Here van die Westtuin Apteek, aan Anita, aan personeel, dankie vir julle jarelange diens en ondersteuning aan die Rautenbach familie. Anita, jou by die apteek, baie dankie daar vir julle. Dr. Mariette van Niekerk, die neuroloog van Victoria, vir jou bystand aan Marianne en gedurende die afgelope maande. Met zijn begrafenisdiensten vir julle uitstekende diens en geduld tydens die erend en julle bystand op vandag. Dan die organist, dan die Neri, Otgieter, baie dankie
Ons glo dat Dolly sing vandag saam met ons daar in die hemel vol uit volle bors. Dis heerlik om saam met jou om te sing. Dan die korstek Arno, wat baie dankie ook vir jou dienste vir vandag in die bystand hier by die kerk. Anita, vir jou die klank en die opname in die kerk, en dat jy uit jou pad het gegaan het om ook vir Marianne die hierdie tyd op maar te ondersteun. Baie dankie aan die familie se kant af. Daarin aan Lensburg. Dankie vir die mooi tafels in die saal daaronder, maar jy het dit self maar geniet. Sina, dankie ook vir die pragtige blomme hier in die kerk, maar ook in die saal. Mariska Willemse, en die wijk, vir julle hulp met die toekoekies en die bediening van na die nieuws. Dan ook Rosanne Heymans van Plaasjaarie, wat vir ons die Here beveiligingsdiens na die geleentheid voorberei. Sê ons baie dankie. Ek het vir Niels die Jager en al die Hiels, vir julle loyale hulp en ondersteuning, ook in die laaste tyd. Dankie dat die Marianne so op julle nommer kon druk, dag of dag. Dan ons familie en vriende in Roeland. Dankie ook vir julle liefdevolle ondersteuning oor die jare, maar veral gedurende die laaste paar maande. Dankie vir almal se teenwoordigheid, party van julle is van baie ver af. Al die leerlinge, collega's, vir julle gereelde besoeke en boodskappe, door die diep waardeer. Dan Drisa en BSO, vir al die lekker kuiers en vir alles wat julle met soveel liefde vir Lori en Marianne gedoen het. Liefde, dankie ook vir jou multiplyk hier. Die ander klap met jou klaar sê, wat was die gevoel daaroor? Dit sal vir altyd 'n kosbare herinnering vir ons as familie bly. Laastens van die kinders en die kleinkinders aan Marianne. Dankie Marianne vir die voorbeeld wat julle vir ons gestel het. En vir julle liefde en geduld waarmee ma vir pa versorg het. Dan het die familie ook gevra dat ek net daarop wys, iemand asseblief, as ons nou na die begrafplaas toe ry, hulle het nou gate in die hoofpad uitgesny om toe te gooi, maar dit is nooit toegegooi. So daar is 'n vreeslike gate wat uitgesny is, daar sal mense daar as die pad wees om te wys, so hou maar net verby, wees maar net versigtig as ons so toe ry. En dan is u ook welkom vir verversings daar die geleentheid in die kerksaal hieronder. Ek gaan vir ons die draers uitlees, ek wil hier met my opstaan as ek die name lees, dan gaan ek geleentheid gee dat die familie uitbeweeg en daarna gaan ons almal vir die draers bestel. As draers gaan optree thuis, is dit Delport, Swaar, Fanny Delport neef, Igmar Ruttenbach seun, Resou Germeshuis skoonseun, Hans Victorius neef en Barry Graaf vriend.